Ek glo jy ken Psalm 23, die bekendste psalm in die Bybel. In vers 5 sê die koning Dawid vir my en vir jou, die Here berei vir ons 'n tafel voor die aangesig van ons teenstanders. En dan sê hy die volgende, hy sê, die Here maak my hoof vet met olie. En toe ek dit weer lees en ek gaan kyk waar dit vandaan kom, het ek so groot betekenis daarvan gekry en dit het my so opgewonde in my hart gemaak. Jy sien, want Dawid was 'n veewagter gewees, hy was 'n skaapwagter gewees. En in die Bybelse tyd, in Dawid se tyd, het hulle olie oor 'n skaap uitgegooi, oor sy hele kop uitgegooi, gesmeer in sy neusholtes, in sy ore. En hoekom sou hulle dit doen? Want daar het vliee en parasiete in die neusgate en in die ore van skape ingegaan. En die olie het die vliee en die parasiete weggehou. Dit het ook wonde genees van die skape en dit het irritasie en ontsteking verlig. En weet jy wat, wanneer die skaap nie met die olie behandel is nie, kon hulle geweldige irritasie opbou en pyn en infeksie en selfs dood gegaan het as gevolg van die eiers wat gelê is en die geweldige pyn daarvan. So die olie was beskerming gewees, daar was genesing en daar was verligting van pyn gewees. En wanneer Dawid sê, Here, U maak my hoof vet met olie, sê hy eintlik, Here, U beskerm my, U verlig my pyn, Here, U bring genesing waar daar seer is. En weet jy wat, daar is 'n tweede punt oor die olie wat beteken is van die Heilige Gees, ook in die Bybelse tyd. As daar 'n belangrike gas ontvang is, het hulle olie op sy kop uitgegiet, om te sê, jy's welkom. Dit was 'n teken van eer, 'n teken van aanvaarding, 'n teken van vreugde. En selfs in Lukas 7 sê Jesus, die fariseer het nie olie op sy kop uitgegiet nie. En hier beteken die hoof vet maak met olie, beteken uit die Bybelse tyd uit, Here, U hanteer my nie soos 'n slaaf nie. U hanteer my as 'n geëerde gas aan U tafel. Dit is wat Dawid hier vir ons probeer sê. En wat is die geestelike toepassing? U maak my hoof vet met olie. Here, U bring vir my genesing waar daar wonde is. U bring vir my kalmte waar daar irritasie is. God eer ons selfs wanneer ander mense ons aanval. En God plaas sy gees op my en op jou. En hy gee vir my en vir jou vreugde in moeilike tye. En soms voel ek en jy geïrriteerd deur omstandighede. Ons voel gefrustreerd. En ons voel aangeval deur mense en geestelik uitgeput en baie keer liggaamlik ook. En ons word gewond deur hierdie ou lewe. Life happens and ons voel wounded by life. Maar die Here sien ons raak, hy's ons goeie herder en hy kom nader en hy raak ons lewe aan, hy raak ons kop aan. Daar waar ons mind moet verander en hy smeer ons met die olie van die Heilige Gees. Sê die woord nie, dis die juk van die salwing van die Heilige Gees wat die jukke breek. En skielik, as ons die teenwoordigheid van God ervaar waarmee ons besig is, dan bedaar die irritasie en ons wonde genees en ons vrede keer terug en vreugde begin weer vloei in ons lewens. En ek wil jou aanmoedig, kom in die teenwoordigheid van God, kom in die Heilige Gees se teenwoordigheid, sodat jy geestelik jou hoof vet kan maak met olie, sodat God sy salwing kan uitskiet op jou lewe, en jou lewe gaan verander, dit gaan jou beskerm, dit gaan jou genees, en dit gaan die irritasies in jou lewe wegvat. Kom in die teenwoordigheid van God, en jy sal 'n ander mens wees.